Die meeste seer wat ek en jy in hierdie lewe beleef, is dikwels die seer, die pyn wat ons aan onsself doen. Kom ek neem twee maklike voorbeelde. In sub A het die juffrou op my heel eerste rapport geskrywe, Jan vorder baie mooi, as hy net kan leer om mooier te skryf. Tot vandag toe het ek 'n hang-up oor my handskrif. Elke keer as ek 'n pen of 'n potlood opneem, dan spook daardie woorde by my. En ek dink, dit is dalk ook 'n invloed op die rede hoekom my handskrif tot vandag toe volgens my nie 'n mooi handskrif is nie. In standaard 6 het 'n familielid vir my gesê toe ek hom moes help om 'n kar op te domkrag om my wiel om te ruil. En ek sukkel met daai hidroliese pomp, want ek meen niemand het my dit nog ooit geleer om met die ding te werk nie. Skree hy op my, jy's useless, jy's stupid, jy's onnozel man, jy's al is haar 6 en jy kan nog nie eers 'n kar opjack nie. Nou ek het intussen geleer hoe om met daai soort en allerhande ander domkragte te werk, maar tot vandag toe nog, en onthou nou ek het aan my lewe al dikwels my motor se wiele moes omruil of ander mense vir wie ek gehelp het, maar tot vandag toe as ek aan 'n domkrag raak en ek gaan hurk by jou kar se wiel, dan spook daai woorde by my. Ek kry dit nou reg. Ek domkrag die karre op, maar dit bly by my. Ek onthou dit en dit is wat ek bedoel. Ons maak ons dikwels die seerste. Daai juffrou en daai familielid van my, albei, nie een van hulle twee lewe meer vandag nie, maar hulle woorde lewe nog in my, want ek bly my al jare lank pynig met hulle woorde, al is dit ook net in my onderbewussyn. En dit is presies wat gebeur wanneer mense vir my en vir jou innerlik ontsettend diep seer maak. Verskriklik verniel hier in ons binneste in. En ons vir jare lank ly aan dit wat hulle aan ons gedoen het of dit wat hulle vir ons gesê het. Dit kan ons ouers gewees het, wat dit dalk nie eens so bedoel het nie, maar ons het dit so ervaar. Dit kan 'n broer of 'n suster wees, 'n goeie vriend, 'n beste vriend of vriendin dalk. Dit kan my eggenoot of eggenote wees, 'n onderwyser. Baie keer bly die dinge wat onderwysers vir ons gesê het, vir ewig by ons spook. Maar die punt wat ek wil maak is, dit het op 'n stadium in ons lewe gebeur, en nou jare later, ly ons nog daaraan, maar dit is omdat ons onsself pynig met die herinnering aan daai woorde. Ons onderbewussyn bly sê dit aan mekaar vir onsself. Hulle is dalk ook al lankal oorlede, en ons spook nog steeds met daai seer kry. 'n ander manier van hoe ons baie keer self pynig, is met ons skuldgevoelens, wanneer ons sukkel om onsself te vergewe, oor verskriklike dinge wat ons in ons verlede aangevang het, dinge wat ons vir mense gesê het, byvoorbeeld, ons kan dit nooit weer terugkry, en ons wil so graag die horlosie terugdraai, maar dit is net nie moontlik nie. Ons pynig vir onsself, baie meer as wat ander mense vir ons pynig, al het hulle vir ons hoe diep inniglik seer gemaak. Paulus in die Bybel ervaar ook hierdie selfpyniging, veral wanneer dit kom by skuldgevoelens, wanneer hy onthou hoe dat hy mense uit hulle huise gaan pluk het, omdat hulle Christene is, hoe dat hy hulle teregstellings goedgekeur het, bygestaan het, veral toe Stefanus gestenig is, en mens kan amper sê, Stefanus se bloed op sy voete gespat het. Maar dan sê Paulus in Filippense 3, wanneer hierdie dinge so by my spook, dan is daar een ding wat ek doen, vers 13, ek maak my los van wat agter is. Ek maak my los van wat agter is. Nie 'n baie maklike ding om te doen nie, want hoe maak jy jou los van hierdie pynigende gedagtes, hierdie pynigende herinneringe? Die punt is, dis waar dit begin, by 'n besluit wat jy vandag kan neem. Ek maak my vandag los. Die hele proses kan 'n lang proses wees, en soms het 'n mens berading nodig, liefdevolle gesprekke met mense, 'n lang pad wat jy loop, maar dit begin by 'n besluit. Ek weier van vandag af om toe te laat dat hierdie gedagtes vir jare nog langer by my spook. Ek sny my vandag af daarvan, ek maak my los. Hoe doen ek dit? Wel, in die eenvoudige lewe is, jy kan vir jou brein sê, wanneer daai gevoelens en gedagtes opkom, wanneer jy 'n pen neem, soos ek dan om te skryf, of 'n domkrag,
dis maar die eenvoudige voorbeelde. Ek weier dat my gedagtes weer daar gaan. Ek weier om langer daaraan te dink. Ek weier om dit in my hart in te neem. Ek gaan nie meer nie. Ek gaan nie meer daar gaan met my gedagtes nie. Maklik gesê, maar is 'n oefening. Dit begin by 'n besluit. Wanneer jy besluit, hierdie gedagtes is nie nodig in my lewe nie. Dit is pynigend. Ek gaan dit nie langer toelaat in my lewe nie. En dan sê Paulus verder, wanneer hy dit afsny van wat gister gebeur het, dan sê hy, ek strek my uit na wat voor is. Ek strek my uit, so dit is 'n dubbele aksie van 'n losmaak van agter en 'n uitstrek na vorentoe. Dis hoe jy genesing kry van hierdie verskriklike gedagtes. Nie net dat jy dit ignoreer of afsny nie. En hoe strek ek my uit na wat voor is? Hy skryf dit ook baie mooi in hoofstuk 4. Hy sê, vers 8, alles wat waar is, alles wat edel is, reg is, rein is, mooi is, prysenswaardig is, watter deeg of watter lofwaardige saak daar ook al is, daaroor of daarop moet ek my gedagtes rig. So ek laat nie toe dat hierdie gedagtes my langer pynig nie. Ek sê dit vir myself, ek beveel my in my eie kop, ek weier om langer so daaraan te dink en ek strek na wat voor is, ek strek na mooi gedagtes, mooi dinge rondom my. Ek sien die natuur, die skepping van God rondom my. Ek sien ander liefdevolle mense in my lewe. Ek sien wat ek wel in hierdie lewe bereik het, wat mooi en goed en aangenaam is. Ek brei my gedagtes om te fokus op die mooi van die lewe. En dit is die proses van genesing wat jy regtig waar moet begin loop. Dit kom nie oornag nie. Paulus sê, ek span my in. Ek sê nie dat ek dit al bereik het nie, maar ek span my in soos 'n atleet wat oefen, tree vir tree gee. Daar is werklik genesing. Maar dan gaan Paulus verder om te sê, hoe hy dit reg kry, is deur die opstandingskrag van die Here Jesus Christus. Omdat hy my reeds syne gemaak het, sê hy, al wat ek wens in vers 10, vers 3, Filippense 3, is om Christus te ken en die krag van sy opstanding te ondervind. Die krag van Christus se opstanding is wat dan vir Paulus die krag gee om dag tot dag, tree vir tree, weg te stap van die verlede. Nie toe te laat dat die verlede hom langer meer so seer maak nie. En hy doen dit ook deur terug te ploeg in die lewe. Hy het 'n sendeling geword, waar hy voorheen afgebreek, vervolg, laat doodmaak het, verkondig en gee hy nou die lewe. Hy span hom in, hy giet homself soos 'n drankoffer uit, sê hy ook in een van sy briewe. Ek doen nou die goeie in die lewe, ek vervang die kwade. So ja, hoe vergewe ek myself byvoorbeeld oor dinge van die verlede? Jy doen dit deur te leer uit jou foute, deur te leer uit die seer wat jy in jouself en ander mense gedoen het, en dit dan nie meer te doen nie. Jy vervang dan jou dade met positiewe dinge, jy ploeg terug in die lewe. Die deel van jou lewe wat nog oor is, besluit jy, nooit weer sal ek dit of dat aan enige mens of enige dier of niemand of niks in hierdie lewe doen nie. Dis die manier van selfvergifnis. Dis nie net, ek besluit in my kop, ek is nou vergewe nie. Jy werk, jy span jou in, maar dit is 'n pragtige pad van genesing wat daar wel kan kom. En Paulus doen dit deur die krag van die Here Jesus Christus. Hy sê, wanneer jy dan jou gedagtes nou so rig op alles wat waar en mooi en daai dinge is, dan sê hy, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, ook daai verstand waarmee ek myself so pynig, sal oor julle harte en julle gedagtes, wat my so pynig, die wag hou in Christus Jesus. Christus is werklik dan die antwoord vir hierdie innerlike pyn wat ek myself so aandoen. Ek weet nie wat mense en wie mense, watter mense aan jou gedoen het nie. Van die pyn waarmee jy dalk vir jare, 30 jaar, 40, langer, 'n jaar, waarmee jy suffer en stry teen innerlike genesing nie. Maar die antwoord is, ek neem 'n besluit. Ek gaan nie meer daar gaan op my gedagtes die hele tyd nie. Ek strek my uit na wat voor is. Ek sit terug in die lewe. En ek doen dit deur die krag van die Here Jesus Christus, wat uit die dood uit opgestaan het. Ek gaan ook opstaan uit hierdie dood, hierdie graf van selfverwyte, van selfpyniging. En Paulus sê daai baie bekende vers wat mense so graag gebruik.
gunsteling vers van baie mense, Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat, deur Christus wat vir my krag gee. Ja, ek is ook in staat tot innerlike genesing. Mag die Here God vir jou daardie genesing gee, sodat jy kan loskom van die pyngedagtes, dat jy kan loskom van gedagtes soos selfvergelding of vergelding teenoor ander mense, kwaad met kwaad, dat hy jou losmaak daarvan en jou kan uitstrek na 'n pragtige, nuwe lewe, vir die deel van die lewe wat nog vir jou op hierdie aarde oorbly. Dankie, Here my God, vir die innerlike genesing wat ek elke dag, elke tree van my lewenswedloop kan kry, deur die krag waarmee U vir Christus ook uit die dood laat opstaan het. Ek bid dan nou vir elkeen wat hierna kyk of luister, dat as hulle vir U vra vir daardie genesing, die genesing van die selfpyniging, dat U in dieselfde krag van Christus Jesus se opstanding ook vir hulle nou tree vir tree op hierdie pad van genesing sal neem. Amen.